Dis hy, goeiedag en welkom by ons heel eerste podcast episode hier op Spotify. Dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ek is Pastoor JP en saam met my is Pastoor Dani. Ja, hallo julle en ja, dis lekker. Pastor JP om ons eerste potgooi te doen, hè? Ja, ek dink Mineke gaan hou van haar woord. So die doel van hierdie podcast is basies net om verder te praat oor die verdiep topics, die temas wat ons cover in ons verdiep videoetjies wat elke week uitkom, wat handel oor die preek dan nou. En hierdie week was Dok aan die woord gewees en hy het gepraat oor die tema, daar is niks wat vir God onmoontlik is. Dis een van daardie eenvoudige temas, nee? Een van daardie temas wat jy leer by die kinderkerk, is een van die eerste dinge wat jy leer, maar die hoeveelheid diepte wat in so 'n tema is onbeskryflik amper. Ek dink ook dis een van daai temas wat in elke boodskap deursyfer of moet deursyfer. Jy weet, praat ons van vergifnis, dan sê ons daar's niks vir God onmoontlik nie. Praat ons van genesing, dan sê ons daar's niks vir God onmoontlik nie. Praat ons van tweede kanse, dan sê ons daar's niks vir God onmoontlik nie. Die gedagte dat wie God is en dat hy so groot is, so bonatuurlik is, so amazing is, dat ons hom nie kan by mekaar gryp in ons menslike gedagte nie. Dit is wat hom God maak. Sou ons hom kon uitredeneer, of sou ons hom in 'n boksie kon plaas, sou hy nie God gewees het. Dis presies, ja. Ek dink ons wat Pinkster is ook, en ek wil sê onbeskaamd Pinkster is. Dis ook 'n tema wat ek bedoel, as jy in 'n Pinksterkerk is en jy glo dit nie, dan weet ek nie wat jy daar soek nie. Want ons is mense wat glo dat die krag van God nou nog in ons kerke, in ons lewens, persoonlike lewens, moet uitkom en daai openbaring moet daar wees. En dit sluit aan by die openbaring dat ons dien 'n drie-enige God. Weet, Jesus is the image of the invisible God. En Jesus Christus, die een wat ons aanhang, die een wie se naam ons gebruik, die een wat primêr die naam is wat ons dan as Pinksterkerk verkondig en die gospel dan verkondig van die werk van Jesus Christus, maar ook die werking van sy gees wat uitgestort is. En die gees van God is tog wat die kerk krag gee en waar ons dan sien hoe God vandag nog dieselfde God is, wat hy gister was. Dieselfde wonders doen. Jesus sê dieselfde wonders gaan ons sien en groter wonders sal ons sien en sal ons doen. En dit by die krag van God natuurlik. In Handelinge sien ons Jesus sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. En om sy getuies te wees. Nou, ek het 'n vraag vir jou, Pastor. En ek wil hê jy moet bietjie saam met my gesels hierso. Is daar regtig niks wat onmoontlik is vir God nie? Ek glo daar is niks wat onmoontlik is vir God nie, want hy is still a righteous God. Hy's 'n opregte God. Hy kan nie teen homself gaan nie. So as ons sê daar's niks wat onmoontlik is nie, dan dink ek die een ding wat God nie, ek dink jy ons moet sê nie moontlik is vir God nie, maar wat hy nie sal doen nie. Daar's niks wat onmoontlik is vir God nie, maar daar's goed wat hy nie sal doen nie. God sal nie lieg nie. Dis teen sy karakter. Kan hy lieg? Hy kan seker sy sou wou, maar hy sal nie, want dis teen sy karakter. En daarom is daar niks wat God nie kan doen nie. Nou, maar daar's seker goed wat hy nie sal doen nie. Want dit gaan teen sy natuur. Teen sy natuur. En die grootheid van wie hy is, veroorsaak dat daar seker goed is wat teen sy natuur is. En ons praat van die woord, by God is daar niks onmoontlik nie. Dis sy karakter. Dis sy eienskap. En ek dink wanneer ons as mens dan ek wil amper sê ek stupid, simpel vraag. Maar wanneer ons daar was vir my gesê, daar is nie so ietsie so stupid vraag. Wel, as jy vra, kan God 'n klip maak wat hy nie kan vashou nie, dan wonder ek. Maar dit is seker maar 'n legit vraag as jy die nodig het om te weet. Maar die oomblik wat ons daai vraag, dan vra ons dit uit 'n menslike hoogpunt uit. 'n Mens wat in 'n
sekere atmosfeer opereik. 'n Mens wat in tyd vasgevang is, 'n mens wat in 'n liggaam vasgevang is, 'n mens wat dit wat ons sien vasgevang is. Maar God is buite dit. God het dit geskaap. Ja? As hy binne in dit vasgevang moes word, kon hy dit nie gemaak het nie. En dit is so goed soos die parte van 'n komputer, vir die komputer moet vra, hoorie maar, jy weet, is dit hoe dit werk? Is dit dit's al wat daar is, dis al wat ons ken. Ja, dis en daarom sê die woord, ons ken nou ten dele, né? Yes. Dis soos twee vlooie wat op die rug van ons sit. Wat sit en debatteer en vra. Pastor, hoe lyk dit in ons lewens? As ons sê God is capable van al hierdie dinge en ons praat van wonderwerke en ons praat van lewens wat verander. Hoe lyk dit vandag? Want ons kan baie maklik na die Bybel gaan kyk en sien wat in die skrif gebeur het. Ja. Maar ek het lanklaas gehoor van 'n see wat oopmaak vir mense. Hoe lyk dit vir ons? Pastor, ek is oortuig en ons het die laaste paar weke praat ons van geestelike groei by ons. En ek is oortuig dat die getuienisse wat uitkom is maar 'n druppel in die emmer van wat God regtig besig is om te doen. En dikwels dink ek ons is nie eers bewus van die grootheid en die onmoontlike wat God doen nie. 2 weke terug het ek gedeel oor God van gister, en as ons sê God is dieselfde van gister, dan wys ons na elke ding in die woord wat plaasgevind het, elke wonderwerk, die see wat oopgegaan het. Maar tog in my lewe het ek 'n getuienis waar ek deur 'n rivier moes swem. Ek moes 100 meter stroom opgaan. Ek ken die rivier bitter goed. Ek sou nooit my voete in daai rivier sit as hy so in vloed is nie. Ons het hom al baie gery met tubes en baie daarin gespeel en geswem as hy in vloed is, maar as hy so is ek bang vir die rivier. En ek moes 100 meter hoër inspring en swem dat hy my uitspoel tot waar hierdie meisiekind dan is. En ons het gebid en ons het reguit deur die rivier geloop op 'n sandbank. Wat nie daar moes wees. Wat nie daar moes wees nie. Oor die algemeen as daai rivier nie in vloed is nie, dan sy 'n goeie meter en 'n half vlakker as wat hy toe is. En dan kan jy nie eers daar staan nie. Daar's nie 'n sandbank nie, dis 'n gat, dis diep. En nou sê hy in vloed en hy's 'n meter iets hoër en daar loop ek oor met 'n dame wat ek vas. En nou kon ek nie eens daardeur swem nie. So ek glo God doen dit nog steeds. Ek glo God doen nog steeds vandag hy wonderwerke. Of ons sien dit nie want ons kyk nie daarna nie, of ons explain dit away. Ja. Of mense deel dit nie want hulle is soos iemand sal my weird aankyk. Ja, ek wonder hoeveel getuienisse is daar van ons Sondagdienste wat partykeer uitkom en 'n week, 2 weke na die tyd dan hoor jy iets het gebeur. En dan wonder jy hoekom het die persoon nie uitgekom om te praat nie. En ek dink deel van hierdie gesprek is om mense aan te moedig. Ja. Om as hulle iets beleef, as hulle 'n getuienis het, ek weet dit kan scary wees. Ja. Maar om uit te gaan en om dit te deel. Weet jy, het ek agtergekom, as jy so met mense praat, baie keer ook die rede kan wees, is die onsekerheid of die twyfel van, sê nou, dit gaan weer fout, jy weet, die Here het nou bonatuurlik my genees, hy het my aangeraak. Ons dink aan 'n dame in ons kerk, deel is van ons gemeente wat vir hoeveel jaar van 'n klein meisiekind af rugprobleme gehad het, en ek het nou nie reg om haar naam te sê, so ek weet nie, maar rugprobleme gehad het, en tydens 'n diens wat ons doen, bid ons vir genesing, die Here raak haar aan, en die maandag gaan sy en sy gaan gym, en alles, en sy het geen rugpyn meer nie, maar as jy met haar praat, en sy sê die moeilikheid is, sy is so bang, sy sê vir iemand dit, en sy jinx dit. Jy weet, jinx dit, of jy weet, I touch wood, of wat, dit verander weer, en dan staan jy in skaamte, maar ek dink ons moet besef, ons kan nie God beskerm nie. Dis nie ons werk, die Here is, hy is God, hy is almagtig, al wat hy van ons vra is getuig, en die oomblik as ons dink aan getuig, dan dink ek aan Openbaring wat sê, we overcome Satan by the blood of the Lamb, and by the word of our testimony. En dit's our testimony that we share, en ons moet daai getuienisse deel. Dis so belangrik vir 'n wêreld daar buite om te hoor dat God is nog steeds dieselfde. Wat hy gedoen het en wat hy besig is om te doen. En dat hy dit nog steeds doen. Nou pastor, hierdie vraag gaan opkom. So dis hoekom ek dit vra. Maar wat doen ons die oomblik wanneer ons bid vir 'n breakthrough? Ons bid vir genesing en ons sien dit nie. Wat moet ons respons wees? Want ek het al hoeveel mense gehoor
wat seer kry. Ek dink aan 'n oom wie se seun kanker gehad het. Ja. En mense wat gekom het en gebid het en die seun nie genesing ontvang het nie. En as gevolg daarvan het die mense wat gebid het gesê, maar dis die seun wat in sonde leef. Sure. En ek het gesien die seer wat dit kan veroorsaak vir 'n familie. So wat moet ons doen as ons bid vir deurbrake maar ons ek wil sê ons verwagting word nie gemeet nie, of dit voel asof ons verwagting nie gemeet nie. Ja, ek wil vir jou sê, dan moet hulle hierdie Sondag in die kerk wees en luister na die preek. Dis 'n uitnodiging vir almal wat luister. Die regte antwoord, ek meen die skrif is duidelik daaroor. Die Here sê, maak julle begeertes aan my bekend, met danksegging en met smeking. En ek het soveel tyd oor daai skrifgedeeltes, soortgelyke en daai skrifgedeelte gaan spandeer. Hoekom moet ons dit aan God bekend maak as hy dit reeds weet? Hoekom moet ons hom van sy beloftes herinner as hy dit reeds weet? En dit het nie te doen met wie God is of om sy arm te draai nie. Dit gaan oor ons geloof. En dit gaan oor ons oortuiging. Dit gaan oor waar ons staan met die Here en hoe glo ons. Die woord sê, moenie vra en twyfel nie, want so 'n persoon moenie glo dat hy moenie verwag dat hy dit gaan ontvang nie. So baie keer dan het ons nie die geloof om na die Here toe te gaan wanneer dit nie gebeur nie. Jy weet, ons het nou een keer gebid, nou dit nie gebeur nie. Nou gaan ek nie weer gaan nie. Of ek bid nou vir jou en ek sien dit nie nou. Ons moet besef as mens sien ons ten dele. Ons verstaan ten dele. Ons het nie die volle prentjie nie. Die God wat ons dien verander nie omdat die omstandighede iets anders te sê nie. Ons bid vir iemand, hy word nie genees nie. Dit beteken nie God is nie meer God nie. Beteken nie hy genees nie meer nie. Beteken nie hy het reeds nie in daai ou se lewe ingegryp nie. Beteken nie daar gaan nie iets gebeur nie. Ons moet doen wat die Here van ons vra. En ons sien dit. Hoeveel keer het ons al vir mense gebid? Ek staan langs 'n vrou se bed en sy word lewendig uit die dood uit. Maar ek staan langs 'n ander beddens en bid en die persoon word nie lewendig nie. Dit verander nie die feit dat God die dooies kan oprig nie. Ons is veronderstel om terug te gaan met geloof en te bly bid, bly vra. En wanneer ons nie die antwoorde het nie, moet ons onsself slim hou. Daar is 'n God wat weet. Soek hom, soek sy aangesig en hy gaan net vir jou antwoord gee. En nou ons weet nou ten dele, eendag gaan ons by hom wees en ons gaan presies verstaan hoekom en wat hy gedoen het. Ek dink so aan Dok se boodskap. Want sy boodskap is baie eenvoudig. God kan alles doen, maar nommer 1, jy moet glo. En ek dink ons het 'n bietjie daaraan geraak nou, maar die tweede gedeelte wat hy ook gepraat het is, maar daar moet ook aksie van jou kant wees. En hy het die voorbeeld gebruik van as jy gesond wil wees, moenie rook nie. En ek dink baie keer ook kom dit op ons eie aksies en ons eie te doen. Jy weet, hoeveel keer het ek en my vrou nie laat in die aand huis toe gery en gesê, ons wil nie kos maak. Dis is dit. En dan eet ons dit, en dan voel ons sleg na die tyd, fisies sleg na die tyd, want daai kos is nie gesond nie. En dan wil ons, jy weet, ek dink partykeer net ons mense is 'n bietjie snaaks in hoe ons redeneer rondom hierdie goed. En partykeer moet ons net besef dat die Here het 'n verantwoordelikheid op jou gesit. Wanneer hy sê jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, op 'n ander plek dan sê your body should be a living sacrifice. Daar's aksies wat ons ook moet neem rondom genesing. So ek dink rondom genesing, rondom finansiële deurbraak, rondom verhoudings, rondom geestelike groei. Dis alles is aksies. Ek gesels vroeër met iemand en ons praat oor verhoudings en hy sê, maar noem vir my een verhouding wat nie moeite vat nie, wat nie werk is nie. Dit moet nie die hele tyd werk wees nie en dit moet ook noodwendig die hele tyd slegte werk wees nie, maar elke verhouding vat moeite en as jy nie bereid is om moeite te doen in die verhouding nie, kan jy nie verwag om iets uit te kry nie. Dit wat jy insit is wat jy uitkry. Enige ding wat ons in hierdie lewe wil hê en dit kos jou niks, is niks werd nie. Dit is my motto, as dit regtig valuable is, dan moet jy bereid wees om iets in te sit, bereid wees om vir iets nee te sê en moeite te doen daarmee. En so dieselfde met al 4 daai goed, en dis gewoonlik die 4 goed waarmee ons na die Here toe gaan en verwag dat hy die onmoontlike moet doen. En ek het ervaar dat die Here se genade is so groot en is so wonderlik dat hy gewoonlik baie keer in die eerste
keer wanneer ons na hom toe gaan, moet dit bonatuurlike dinge doen en deurbrake gee. Ja. Maar as jy met dieselfde ding 'n maand later weer na hom toe gaan, dan gewoonlik teen daai tyd het die Heilige Gees saam met jou begin praat en sê, dis reg, die Here kan hierdie goed bonatuurlik doen, maar wat is jou verantwoordelikheid? Ja, hoekom sit jy weer in dieselfde gat? Yes. As jy kom ons sê jy is onverantwoordelik met jou geld. Mm. En jy bid vir die Here vir 'n bonatuurlike moenie gaan loter. Deurbraak. Dis nie. Nee. Maar jy bid vir 'n deurbraak en die deurbraak kom en 'n maand later sit jy in dieselfde finansiële gat. Dan is die antwoord nie noodwendig dat jy 'n bonatuurlike wonderwerk nodig het nie, maar jy het guidance nodig oor hoe om jou finansies te Wysheid nodig. Dis dit. Jy het wysheid nodig, jy het insig nodig. Jy het verhouding nodig. En pastor, as ons regtig gaan kyk na die hele, ons dien 'n bonatuurlike onmoontlike God. Ons dien en dit uit die Doktines uit die skrif in Lukas aangehaal waar die engel na Maria toe kom en van Maria sê jy gaan 'n kind baar en dan sê sy maar hoe kan dit wees ek nog nooit saam met 'n man geslaap nie. Nou ons kan daai situasie in enige konteks intrek en sê die Here kom en hy sê vir jou hy gaan vir jou deurbraak gee finansiëel of gesondheid of in verhoudings of geestelik en dan gaan jy die vraag vra maar ek het nog nie enige van hierdie goed gedoen nie en dan sê hy maar wanneer die Heilige Gees kom, dan sal die krag van die Allerhoogste dit bewerkstellig. En dan is die vraag, maar met my ability en God saam, of met my ability en die Heilige Gees, is dit dan moontlik? En dan antwoord hy en sê, enigiets is by God moontlik. Enigiets is by die Here moontlik. Nou wanneer ons dan kyk daarna, dan besef ons maar weer, die Here is by magte om enigiets by homself te doen. Enigiets. Maar van Genesis af, tot in Openbaring sien ons 'n God wat die mens soek, verhouding soek, met die mens wil wees, saam met die mens wil wees, saam met hom wil walk in die tuin van Eden, Jesus saam met sy disippels, die verhouding wat Dawid met die Here gehad het, in Openbaring, dan sien ons hierdie intieme verhouding, of hierdie verhouding wat God met die mens wil hê. So as ons nie wil betrokke raak by die genesingsproses nie, dan is dit iets wat God moet doen, en ons staan op die sy. As ons nie wil betrokke raak by die finansiële deurbraakproses nie, dan moet ons staan op die kant en God moet dit doen. As ons nie wil betrokke raak by die geestelike groei nie, dan staan ons op die kant en die Heilige Gees moet dit doen. Maar as ons 'n change en ons besef, hierdie gaan oor 'n verhouding en 'n journey, en die onmoontlike God, die wonderlike, wonderbaar, die God wat die skepper van hemel en aarde wil 'n verhouding het, dan kom ons terug na die punt toe soos, okay Here, wat kan ek doen? Saam met die Heilige Gees. Wat kan ek vermag saam met die Heilige Gees? Wat's dan moontlik? Help my, wys my wat kan ek doen? En dis 'n ander gesindheid as om net te sê, Here kom doen u dit. Here kom help my. Kom help my in hierdie situasie dat ek dit kan vermag. Ja, terwyl ons so praat, dink ek aan die einde van Markus 16, waar Jesus die disippels uitstuur. En hy sê hierdie teken sal julle volg. En hy noem 'n paar tekens. Hulle sal hulle hande op die siekes lê en die siekes sal gesond word. Die interessante deel is die laaste vers wat sê, en hulle het uitgegaan en hulle het die evangelie verkondig en God het saam met hulle gewerk om hierdie tekens te laat gebeur. En ek dink so partykeer, jy weet, die motief van 'n wonderteken, die motief van die bonatuurlike, is ook partykeer belangrik vir ons om te besef. Hoekom wil ons hierdie groot wonderwerke laat gebeur? Doen ons dit om God se koninkryk te bevorder? Doen ons dit om die evangelie te versprei? Is dit ons motief? Of wil ons aandag na onsself toe trek? Jy weet, ek weet nie my plek om name te noem nie, ek dink jy het dit nou gesê, maar daar's sekere, ek wil sê mense wat baie dinamies is, wat opstaan as die faith healer, as ek dit so kan noem. En hulle trek baie aandag na hulle eie naam toe, in plaas van die naam van Jesus. En ons kan in 'n debat aangaan of daai genesings waar is of nie waar is nie. Dit is nie wat ek nou aanspreek nie. Ek spreek die motief aan. Om te sê, okay, as ons sê ons dien 'n God van die onmoontlike, almal van ons, veral ons Pinksterouens, wil wonderwerke sien. Nee? Die vraag is hoekom? Hoekom wil ons wonderwerke sien? Wil ons wonderwerke sien want ons wil dit op social media sit om ons kerk te bemark en om die naam van
van ons kerk te bemark, of die naam van ons pastoor te bemark, of wat ook al, of doen ons dit om die naam van Jesus groot te maak? As jy die skrif gaan bestudeer, dan kom jy agter, maar dis hoekom die Here wonderwerke doen, is sodat Jesus Christus verheerlik kan word daarin. Dis hoekom hy dit doen. Daar's twee goed wat ek ervaar in my lewe, hoekom God bonatuurlik opdaag. Die een is sodat hy verheerlik kan word. Die Jesus genees die man en dan vra hulle, maar is dit as gevolg van sy sonde, is dit as gevolg van sy agtergrond? En Jesus nee, is sodat die grootheid van God gesien kan word, sodat die Here verheerlik kan word hierdeur. Dis die een ding. God doen dit sodat hy verheerlik kan word. En dan moet ons besef, op sy manier, op sy tyd, soos hy wil verheerlik word. Jy weet, dit help my ons kry vir die Here voor. Here, as u dit nou doen, Here, weet jy hoe goed sal dit wees vir u image nie? Come on. Hy is God, hy weet hoe goed is dit vir sy image, en hy doen wat hy wil, wanneer hy wil. So dis die een ding, dit gaan absoluut oor sy eer. En die tweede ding is, ek sien dat God dit dikwels doen om die ongelowige na die geloof toe te kry. Die ongelowige te oortuig dat hy is nog steeds 'n God wat die bonatuurlike doen. So vir my personally in my walk, ja, natuurlik wanneer ek dit nodig het, dan gaan ek na God toe en vra hom om onmoontlike dinge in my lewe te doen. Maar dit is nie meer vir my so belangrik dat God die onmoontlike in my lewe moet doen nie. Al wat ek wil hê is dat hy met my moet walk. Ek wil net die verhouding hê, ek wil net die fellowship hê, jy weet, ek wil net saam met hom beweeg en van dag tot dag sy teenwoordigheid ervaar, en dit klink dalk nou sleg, maar dis nie meer vir my so belangrik om uit die storm uit te kom nie, dis vir my meer belangrik om hom by my in die storm te hê. So, dit is net daar so 'n bietjie van 'n, ek dink soms met baie keer vind ons dat party gelowiges is meer gefokus om die wonderwerk van wonderwerk tot wonderwerk tot wonderwerk te leef, en dan skep hulle die verhouding heeltemal af, die elke dag verhouding, en dan kry jy die teenoorgestelde waar baie mense weer die verhouding het, maar hulle besef nie ons dien 'n God wat die onmoontlike doen nie. Maar as jy gaan kyk in die woord, dan is God die God van al twee. Daar's 'n tyd en 'n plek vir al hierdie goed. En ons as Pinkster, of ons as gelowiges en die Heilige Gees binne in ons moet so sensitief wees vir sy stem. Maak saak wat in die verlede gebeur het, hy is nog steeds die God vandag. En hy kan vandag nog steeds 'n bonatuurlike ding doen. En daar's getuienisse op getuienisse op getuienisse van goed wat hy nog steeds bonatuurlik doen. Ek weet nie of jy weet wie is Jordan Peterson nie. Hy is nogals 'n bekende sielkundige. Hy's 'n Kanadees, hy kom van Kanada af, maar hy bly nou in Amerika. Maar briljante ou. Hy het 'n paar boeke geskryf, ek het al van sy boeke gelees, ek het al van sy lectures gekyk op YouTube. Regtig 'n briljante ou. Baie wysheid, baie kennis. Maar vir jare, as mense hom die vraag vra, glo jy in God, het hy om die vraag gedans. Hy het nie gesê ja nie, hy het nie gesê nee nie. Hy het hierdie, ek noem dit 'n wishy-washy antwoord gegee. En dit wat jy nou sê, dat God baie keer die onmoontlike doen om ongelowiges by hom uit te kry. Sy vrou was gediagnoseer met 'n siekte wat die dokters het vir haar 'n paar maande gegee. Gesê, daar's nie 'n manier nie, dis onmoontlik, dis die einde. En waar sy begin kerk toe gaan het as gevolg daarvan, en waar die Here haar op 'n bonatuurlike manier aangeraak het, haar lewe gered het, totaal en al genees het, by the way. Sy is nie meer, daar's nie meer 'n trace van haar siekte in haar liggaam nie. Maar dit het hom so geaffekteer, want hy het gedog hy gaan sy vrou verloor. En net nou die dag, toe vra hulle vir hom, glo jy in God? Dieselfde vraag. En hy het net een woord gesê. Ja. Hy kan nie meer ontken dat God bestaan. Nou, hy is nog 'n bietjie op 'n spiritual journey. Van die goed wat hy sê is 'n bietjie, jy weet, hier en daar, maar die punt is, hy sal op 'n plek waar hy besef, maar daar moet 'n God wees. Want as al die geleerdes vir jou sê dis onmoontlik, al die slim manne in hierdie wêreld vir jou sê dis onmoontlik, en dit gebeur, dan begin die vraag te vra. Pastor, op die einde van die dag,
op die einde van die dag is hierdie vleeslike lewe en dit wat ons ken en die raamwerk wat ons ken en verstaan en al die kennis wat die mens het en die wysheid en die geleerdes en al hierdie goed, is dit beperk tot die volgende 100 jaar. Tot 100 jaar, binne my lewe. Net? As jy daar dink, is 100 jaar, max, of plus minus. So enigiets voor dit was vir my as persoon geestelik. Enigiets na dit is vir my as persoon geestelik. So ek het 100 jaar, ons praat van die wêreld wat rondom 7000 plus minus 8000 jaar oud is, maar alles voor dit en na dit is geestelik gewees. So dan moet ons besef dat, wow, hierdie lewe moet ook geestelik wees. Ons is binne in 'n geestelike tydspan, so as dit wat ons glo en wat om ons aan die gang is, geestelik is, dan moet daar iets meer wees as wat ons sien, of weet, of verstaan. Ek lag so, want jy weet die ateïste sal rarig, en ek praat van die meer militante ateïste. Ja. Hulle sal 'n fight opsit met mense soos ek en jy. En dan vra jy vir jouself die vraag, maar hoekom doen jy dit? Jy weet, hoekom beklei? As jy rarig nie glo nie, hoekom is hierdie vir jou so groot issue? Ja. En ek weet nie of ek al 'n goeie antwoord gehoor het nie, maar my opinie is, want diep in hulle gees weet hulle dat daar iets meer is. Diep in hulle gees is daar 'n doel. Hulle het dalk die verkeerde persepsie van na die doel, maar daar's iets meer as net hierdie lewe. Daar's iets meer as net die fisiese. Daar's 'n groter purpose, as ek dit so kan doen. Ja. En hulle sal dit nie erken nie, obviously, maar ek dink die rede hoekom ons elke dag opstaan, almal van ons, nie net ons Christene nie, maar almal van ons. Die rede hoekom ons elke dag opstaan, ons klere aantrek, werk toe gaan, doen wat ons doen, ons het hobbies. Die rede hoekom ons dit doen, is want ons besef dat daar 'n groter purpose is. Ons besef dat daar iets meer is. Ja. Ek bedoel, as jy rarig geglo het dat hierdie alles wat jy het, hoekom jy weet, hoekom verlustig jy jouself nie net in die lewe en doen wat jy wil, want wat maak dit saak op die einde van die dag? Ja. Maar niemand doen dit nie. Yes, dis hoekom morele waarde of morele waardes en 'n morele standpunt wat nodig is in die samelewing, sonder die wete dat daar 'n hoër hand is, sonder die wete dat daar 'n God is wat op die einde van die dag die judge gaan wees en wat reg en verkeerd bepaal, sonder daai wete of bewustheid van hom, is daar geen morele standaard nie. Want dan is jou reg en my reg, en ons reg kan met mekaar verskil en ons moet vrede maak daarmee. En daai wete dat daar's iets hoër of groter as ek en jy. Dit is die ding wat ons op 'n plek sit waar ons dan morele waardes toepas, waar ons dan 'n oortuiging het, waar ons aanhou, waar ons hoop het, waar ons dan die regte ding doen, want ons weet dat daar is iets groter as ons. En bring ons terug na die topik toe, of terug na die tema toe. Hoekom dan praat oor 'n God wat die bonatuurlike doen? Want as God net die natuurlike gedoen het, kan ek en jy hom weg verduidelik. Ja. Ons kon hom weg verduidelik. Dit was nie die Here nie, dit was eintlik die medisy. Dit was nie die Here nie, niks die medisy nie, die Here gebruik medisy. Maar dit was nie eintlik die Here nie, dit is eintlik net iemand se goeie hart. En dit was nie eintlik God nie, dit was nou dit, of eintlik is hierdie goed misgekyk. So as daar niks gebeur wat bonatuurlik is nie, kon die mens God weg verduidelik. Maar nog steeds doen God goed wat bonatuurlik is, wat niemand van ons kan verduidelik nie. Ons kan dit nie weg verduidelik nie. Ja. Ken jy die placebo effek? Laat ek hoor. So die placebo effek, hulle het 'n hele klomp eksperimente gedoen rondom dit, maar basically wat dit is hulle het mense gevat wat siek was. En hulle het 'n kontrolgroep gehad en hulle het die mense gehad op wie die eksperiment toegepas was. Nou die mense wat die eksperiment op toegepas was, het nie geweet dis 'n eksperiment nie. Maar vir die kontrolgroep het hulle medisyne gegee om hierdie siekte te genees. En vir die mense wat die eksperiment oorgegaan het, het hulle sweeties gegee.
en gesê, Ja, hierdie is 'n nuwe pil en ons wil dit toets. En hulle het gevind dat die mense wat die sweetie geëet het op dieselfde rate genees was as die mense wat die medisyne gebruik het. En baie keer weens ek vra die vraag want hierdie vraag is daar buite. Maar baie keer sal ons kyk na 'n groot wonderwerk soos iemand wat genesing ontvang het en die verduideliking van die buitewêreld af dis die placebo effek. Ja. Dis jou gedagtes, dis jou bewussyn wat homself genees. Wat sê jou antwoord wees op dit? Pastor, ek gaan na die skrif en jy gaan maar ook met help met waar dit staan. Ek het nie nou dadelik vir jou sê so die feitheid nie, maar waar die woord sê dat vir hulle wat vergaan is die woord van God dwaasheid, maar vir ons wat gered is dit die krag van God. En dis wat dit is vir 'n ou wat van buite af staan en nie die God ken wat ek ken nie, nog nie die pad gestap het wat ek gestap het nie, kan hy nie my God begryp nie. Hy kan nie verstaan hoekom nie. Vir hulle is dit dwaasheid. Hy kyk daarna en hy sal dit een of ander effek noem. Hy sal dit wegprobeer explain en dit. Maar al te veel bonatuurlike goed al in my lewe gebeur vir my om te ontken dat dit God was. Die kanse is te slim dat daai hoeveelheid goed moes gebeur het. Dat jy by 'n vrou staan wat hulle die masjiene wil afsit en jy hoor die stem van die Heilige Gees sê en jy bid en dan kom die hartklop en die goed begin weer van self spontaan terugkom en dan sê hulle maar die vrou sal nooit in haar lewe kan eet nie, haar organe het opgepak en sy's breindood en al hierdie goed en dan 3 dae later as die Here sê 3 dae later sal sy die hospitaal uitloop en dan doen sy geen, dis ek, wow, wat was die kanse vir dit? Okay, great, maar dit was een keer. Okay, wat van die rivierstorie? Wat van die oom se are wat verkalk was en die Here laat dit aan? Wat van, jy weet, terwyl ons praat, herinner die Heilige Gees my aan 'n dametjie en ek weet sy sal nie mind as ek haar naam noem nie, maar Cheryl, wat ateïs was. Totaal ateïs was en die Here bonatuurlik haar paadjies so laat draai het dat ons paadjies mekaar gekruis het en sy by ons kom bly het vir 'n rukkie, want sy wil terug gaan Europa toe, sy was hier vir 'n ruk, maar sy het groot geword, totaal en al ateïs. En in die 2 weke wat sy in ons huis was, saam met my vrou, het die Here vir ons gesê, hy wil nie hê ons moet skrif met haar deel nie, ons moet nie vir haar preek nie, ons het vir haar gebid in die binnekamer en dit, maar al wat ons doen is ons moet haar vrae beantwoord, hy gaan homself aan haar bewys. Dis wat die Here vir ons gesê het. En in 2 weke openbaar God homself aan haar, en soveel goed. Na die tyd het sy al die getuienisse met ons gedeel van goed wat sy voorgevra het en gesê het, maar Here, as jy dan bestaan, as hierdie ouens reg is, doen dit. En dan doen die Here dit. Of Here, wat se kanse hiervoor? En dan gebeur dit. En in die 2 weke was al soveel toevallige goed wat gebeur het, dat sy na die 2 weke net eendag na my toe gekom en gesê, dit kan nie meer nie. Dis nie 'n manier hoe een persoon so lucky kan raak in 2 weke. En so sy het getuig daarvan, dat God is 'n God wat bonatuurlike goed doen, en dit het haar totaal en al haar wêreld geskit, en sy het tot inkeer gekom. Ja, sure. Ja, ek moet sê, vir my, daai verduideliking is 'n bietjie van 'n, om die Engels te gebruik, 'n silly argument. Vir 2 redes. Nommer 1, jy kry wonderwerke waar dit net nie werk. Jy weet, ek bedoel, iemand wat dood gelê het voor jou, en wat opstaan uit die dood, daai persoon, jy weet, daai verduideliking werk net nie. En dan nommer 2, ek dink die placebo effek is definitief iets, nee, wat gebeur. Maar ek vra myself die vraag, maar hoekom kyk ons nie daarna as 'n ding wat God ingestel het? Deel van die menslike natuur, geestelike gedeelte van die menslike natuur, Ja, dat wanneer jy glo dat jy gesond sal word, dat jy gesond sal word. Wat is wat die woord vir ons sê? Dit is wat die woord vir ons sê. So ek sê, ja, dit kan wees. Ek weet nie wat, nommer 1, ek weet nie wat die siekte was nie. Nommer 2, ek weet nie wat die oorsaak is van die genesing. Al wat ek weet is, ons het gebid, en die persoon is genees. En ek prys Here daarvoor. Hoe hy dit gedoen het, maak nie saak nie. Dit kom baie daarby by die vraag, as mense dan sê, ja, maar veral in Pinksterkerk en die charismatiese kerke, jy weet die pastore, ons hype het op met die musiek, of die pastore hype het op.
Nee, die woord sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Ja. So obviously moet mense hoor van die getuienisse. Ja. Ons oorkom die vyand deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. So obviously moet mense hierdie goed hoor. Dit gaan nie oor 'n ophype nie, dit gaan oor 'n oortuiging van geloof. Ja. En dan sit dikwels mense in dieselfde gehoor wat skepties is. En dan loop hulle weg en hulle het niks ervaar nie, niks beleef nie. En in dieselfde groep kry mense wat bonatuurlike aanraking van God beleef het, want hulle geloof is gestig gewees en hulle het in geloof daai stap geneem, daai tree geneem en God kom vir hulle bonatuurlik deur. Maar dit is wat die woord vir ons sê. Dis nie een of ander party trick nie. Dit is die application of the word of God. Just apply the word of God like it says. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek dink een van die dinge wat ons rarig kan vat is, nommer 1, ons het nie altyd al die antwoorde nie. En ek dink ons gaan moet vrede maak daarmee. Belangrik vir ons om te besef dat ons het limitations. Ons as mense het limitations. Ons gaan nie al die antwoorde hê nie. Maar dis nie nodig vir ons om al die antwoorde te hê. Ons kan gaan met 'n verwagting in hierdie wêreld in en 'n bonatuurlike God aan die mense voorstel. Ja. En God sal die res doen. Ja. Dis wat ons moet. Jesus sê in die bergprediking, en sê Matteus 5 vers 8, the pure of heart shall see God. Maar hy sê nie the pure of heart shall see God now, of a bit later, of tomorrow nie. The pure of heart shall see God. Ja. En ons dien 'n God van gister, wat al die stories, al die getuienisse, al die verhale 'n werklikheid kan maak vandag. Maar as dit nie vandag gebeur nie, dien ons nog steeds die God van môre. Ja. En dis wat ek kan vashou is, as hy dit nie vandag doen nie, kan hy dit môre doen. Ja. So weet dit, ek weet dit, en ek het dit al gesien en dit so, hoekom sal 'n ou dan nie glo nie? Wat het jy as jy nie glo nie? Jy het niks. Jy het hopeloos, jy het geen hoop nie. So rather believe and hold on to your faith and know God. Ja. Ken hom, hê 'n verhouding met hom as 'n God wat die onmoontlike kan doen. Ja. En as dit jou vertroue in die woord van God, ken sy Heilige Gees en laat sy Heilige Gees toe om te werk in jou lewe. Amen. Amen. Ek dink as jy na hierdie podcast luister, die een ding wat ons vir julle wil vra is, share dit met jou vriende, share dit met jou familie. Baie keer dan vra mense vir my, hoe kan ek die evangelie deel? Ek is skaam om met mense te praat, ek kan nie uit my eie uit nie. Ek dink tegnologie maak dit so, veral sy ewels, maak tegnologie dit so maklik om die woord van God net te share met iemand, want al wat jy hoef te doen, is op hierdie podcast, druk die share knoppie en stuur dit op jou WhatsApp groepe, stuur dit vir jou vriende, stuur dit vir jou familie. Jy hoef hulle nie te forceer om dit te luister nie. Ons glo dat die Heilige Gees julle sal direk en ook wie ook al hierdie boodskap moet, of wie ook al hierdie podcast moet luister, sal daarna luister. So ja, ons wil vir julle dankie sê. Dit was 'n baie lekker gesprek, Pastor Dani. Ek het dit baie geniet. Dankie, Pastor. Baie dankie en dankie aan al die luisteraars. Ons hoop en ons bid dat selfs hierdie podcast julle sal seën daar waar ook al julle gaan.